a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om weer saam met jou te kuier. Jy sal onthou dat ons tans besig is rondom die soene van God aangebied deur Jessica van der Walt van Spirit Life School. En hierdie week vat sy vir ons alles saam wat sy reeds oor gepraat het en dan sit sy vir ons 'n paar feite uit die woord van God by. En as ek sê feite, bedoel ek, die woord van God is die waarheid. Die waarheid maak ons vry. En dit is 'n feit. Dit is 'n feit wat jy moet weet en vasmaak in jou hart vandag. Is dat die woord van God lewend is, dat die woord van God krag dra en dat die woord van God ook vir jou bedoel is. Voor ek vir Jessica aan die woord gaan sit, wil ek graag net 2 gedeeltes lees. Een in Afrikaans, een in Engels, en dit kom uit die boek Kisses from Heaven, geskryf deur Jessica van der Walt. Hierdie woord is baie spesiaal, dit is ook profetiese woord en hierdie boek is ook 'n profetiese boek en ek sal vir jou aanraai om ook met Jessica kontak te maak en dan meer inligting te kry rondom die boek. Jy is ook welkom om ons 'n WhatsApp te stuur as ons vir jou meer inligting kan stuur en jy kan ons WhatsApp by 061 534 0861. Maar gaan eers en maak vir jou koppie koffie, sit agteroor soos ouer gewoonte en luister en drink in wat vandag voor jou neergesit word en geniet elke oomblik daarvan. Geniet ook jou naweek en mag jy geseënd wees. Ons gesels gou weer. Mooi bly. Ruach. My asem het jou opgewek en op die wind van my asem dra ek jou deur elke dag en seisoen van jou lewe. Wanneer ek na jou kyk, vloei my liefde oor en oor uit na jou. Ek kyk die hele tyd na jou. My oë is vasgenaal op jou, daarom is my liefde 'n aanhoudende storting oor jou en in jou hart. Daar is niks, absoluut niks, wat my minder lief kan maak vir jou nie. Daar is nie eers iets van jou wat my meer lief kan maak vir jou nie, want my liefde is totaal en al volmaak en oorlopensvol. My liefling, voor die grondslag van die aarde het ek jou op jou naam geroep en jou naam gegraveer op my handpalm. Voor die grondslag het ek jou gekies as koninklik en om in gesag en autoriteit op hierdie aarde te loop en te heers. Deur die hele Bybel het ek mense op verskillende maniere geleer en laat opgroei in my om leiers te wees. Sommiges se lewens was beter as ander en ander se lewens was minder goed. Die vyand probeer elke dag die doel en roeping van my geroepenis steel. Hy het gekom om te steel, verwoes en moor. Maar ek gee lewe. My asem en my hartklop laat jou lewe. Ek jou bekragtig in gees en in waarheid om uit te roep, God se ruach asem is in my. Ek hou jou styf vas in die palm van my hand en ek bedek jou van voor, van agter en regom. Daar is niks wat jou uit my hand kan ruk nie. Ek smeer jou hart met my balsem en ek salf jou kop en jou gedagtes met my woord. Bly en loop naby my. Ek wil die geheime van my hart met jou deel. Jy is so kosbaar vir my. Die profetiese proklamasie. God se asem waai deur my en verwek my gees elke oomblik. Hy versterk my en gee my insig oor vandag, môre en elke dag wat kom. Ek is geroep en gekies deur hom. Soos 'n soldaat geroep en daarna uitgekies word, so is ek ook nie net geroep nie, maar ook gekies. God hou my in sy hand en beskerm my en dit waarvoor hy my geroep het. Elke lewe wat ek deur sy woord en gees aanraak, is 'n lewe wat ek wen vir die koninkryk.
Ek loop in die waarheid van my identiteit en ek rig ander op om in hul waarheid te loop en leef. God deel die geheime van sy hart met my. Hy is my beste vriend. En ons lees dit in Psalm 25, vers 14. The fragrance of prayer. I hear your praise, and my ear is always inclined to you. I will never ignore your calls to me, nor your praise or softest whispers. I hear the praise in your heart before they leave your lips. When you pray and bring your worship to me, heaven is filled with your spiritual fragrance. You are worthy to come before my throne. You are worthy to come close to me and talk to me as if I am a mere man. I am not far. I am not far off and unreachable. I am closer than a whisper. Come and enjoy my presence as I enjoy yours. The prophetic proclamation. My prayers are heard and honored by God. God is close to me in every season of my life. I am worthy to have a loving relationship with God and stay close to Him. God is always approachable and I can talk to Him anytime, anywhere. I am worthy. And the scripture is Revelation 5 verse 8. Ek hoop dat jy hierdie twee spesiale profetiese woord geniet het. Mag dit jou aanraak en mag dit 'n verskil vir jou maak, ook in die seisoen waarin jy jouself bevind. Waarna jy nou gaan luister is Jessica wat ons meer gaan kom meedeel oor die soene van God, wat deel is en deel moet wees van ons lewe. Mooi bly. Goeiedag almal, dis Jessica van der Walt hier van Spirit Life School en vandag wil ek met jou gesels oor profetiese soene. Profetiese soene, so, ek het dit al vir julle gesê in Hooglied 5 vers 16 in die Message vertaling, sê dit, his words are kisses, his kisses words. So as ek oor profetiese soene praat, dan praat ek oor profetiese woorde. Profetiese woorde is soos soene van God vir 'n mens, want dit soen beter, dit maak jou beter, dit laat jou meer geliefd voel, en dit is presies wat profetiese woorde is wanneer jy weet dat jy aan God behoort en dat hy vir jou lief is en dat hy in 'n sekere area in jou lewe wil inspreek. So ek spring sommer weg en ek herinner julle aan die genadesoen in Psalm 119 vers 76. God soen ons met genade, en daarom kan ons ander soen met genade. Sy verlossingssoen in Psalm 78 vers 42. God bring vir ons verlossing van ons vyande. Hy bring vir ons verlossing van enigiets waarvan ons verlossing nodig het. En net so kan ons deur die woorde wat ons gebruik, deur die gebed wat ons gebruik, kan ons dan vir iemand anders te bid of woord van verlossing bring. Hy praat in Psalm 29 vers 11 van sy vredessoen. Die hele Psalm 29 is 'n verduideliking van God en sy dade. En dan die heel laaste vers in Psalm 29 skryf hy dan, this is the one who gives his strength and might to his people. This is the Lord giving us his kiss of peace. En ek kan net dink, wanneer hierdie soen is vir my soos 'n seël, dit is vir my soos 'n woord wat 'n seël, jy weet wanneer jy daai seël op 'n koevert plak en sê, ek gee vir jou vrede, ek seël dit, is hierdie teksvers vir my 'n verwysing, wanneer God sy soen van vrede vir jou gee. In Lukas 15 vers 20 is die storie van die verlore seun en sy pa, en dan verduidelik dit daar hoe hy sê, en sy pa het hom ver langs al gesien, en hy het so jammer vir hom gevoel, en toe het hy na hom toe gehardloop, en hy het op hom geval, en hy het hom gesoen sonder ophou. Vaderlike soene. En soms is daar mense wat so gebroke is, wat nie die Vader ken nie, en dan moet ons kom en ons moet hulle herinner aan die vaderliefde en hulle kom soen met vaderlike woorde, woorde wat uit 'n vader, 'n goeie vader, se mond sal kom.
Die Here kom soen ons met wysheid en insig. Spreuke 2 vers 6 sê, dit is die Here wat wysheid gee. Sy woorde gee kennis en wysheid en insig. So, wanneer ons woorde van wysheid en kennis en insig na mense toe bring, dan soen ons hulle met God se wysheid. Hierdie profetiese woorde wat wysheid en insig is. Geestelike voeding en lewe bring hierdie woorde van God. Matteus 4 vers 4 sê, dit is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Elke woord, elke soen wat uit die mond van God kom, bring vir jou voeding en lewe. Dit bring vir ons perspektief in die lewe. Job 23 vers 12 sê, sy bevel verontagsaam ek nie, ek heg meer waarde aan sy woorde as aan my eie begeertes. God se woorde bring vir jou perspektief tussen wat is sy begeertes vir jou en wat is jou eie begeertes. Dit bring ook vir jou kreatiwiteit. Psalm 33 vers 6. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond die hele leer. Die Engels sê, the starry hosts were created by his breath, by his mouth. En ek dink is in Exodus 30 waar dit praat van die oliemakers en die kreatiewe mense in die Bybel wat die gees van God ontvang het om hierdie goed te maak. En ja, so sy soene, sy woorde bring kreatiwiteit in jou lewe. Sy woorde kondig voorspoed aan. Jesaja 55 vers 11 en hy sê, my woorde sal wees wat uit my mond uitgaan, dat dit nie leeg sal terugkeer nie, maar dat dit sal doen wat my behaag en dit sal voorspoedig wees in alles. Jy weet, wanneer jy in iemand se lewe inspreek, wanneer jy hom soen met 'n woord van voorspoed van God af, wat God self in jou hart gesit het om te bring, dan sê dit sal my behaag en dit sal voorspoedig wees en dit sal nie leeg terugkeer nie. Die soene, die woorde van God verander die toestand van jou hart. Lukas 6 vers 45 sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En weet hoeveel keer praat ons so dood oor onsself, alles wat in ons hart is, hoe ons oor onsself voel en dink, en in ons lewenssituasies en so aan, en dis al wat uit ons mond uit spoel. En weet jy, as jy begin die woord van God vat, en jy begin dit toepas in jou lewe, toelaat dat die woord jou soen, dan begin jy ook jou eie lewe soen met die voorspoed van God, die voorspoedige woorde van God. Jesaja 6 vers 5 tot 6 sê, toe het ek gesê, wee my, ek is vernietig, want ek is 'n man van onrein lippe, en ek woon onder 'n volk van onrein lippe, want my oë het die koning gesien. Toe het een van die serafs na my toe gevlieg met 'n brandende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgehaal het, en hy het my mond aangeraak en gesê, let op, dit het jou lippe aangeraak, en jou wetsoortreding is weggevat, en jou sonde is vergewe. So die woord van God is soos 'n koolvuur, wat jou mond kom suiwer, jou lippe kom suiwer maak, sodat dit wat uit jou lippe uitkom, nie uit jou eie uit is nie, maar uit die woord van God. So jy moet heel eerstens by die woord van God uitkom, voordat jy sommer net enige woorde oor jou lippe laat kom. Dan kan jy anders soen deur sy woord. Dan kan jy draai en jy kan sê, ek soen ander deur sy woord. Die Bybel verwys na 'n heilige soen tussen gemeentelede. In die Bybelse tyd het mense mekaar so op die wang gesoen as hulle mekaar gegroet het en sovoorts, maar vandag, jy weet, groet ons mekaar nie meer so nie. Ons soen mekaar nou maar met drukkies, of ons soen mekaar met 'n WhatsApp boodskapie of so ietsie. Daar's nou nie meer 'n vreeslike gesoenery in die kerk nie, en dankie tog daarvoor. Ek is baie bly ek lewe nie in die tyd waar mense mekaar by die kerk nog gesoen het nie, maar maar daar's wel in verskillende kulture waar hulle mekaar darm nog op die wang soen, en dis nog aanvaarbaar, jy weet, dis baie naby aan 'n drukkie.
So Romeine 16 vers 16 is 'n paar voorbeelde. Romeine 16 vers 16, hy sê groet mekaar met 'n heilige soen. 1 Korintiërs 16 vers 20 groet mekaar met 'n heilige soen. 2 Korintiërs 13 vers 12 groet mekaar met 'n heilige soen. 1 Tessalonisense 5 vers 26 groet mekaar met 'n heilige soen. En dan 1 Petrus 5 vers 14 sê groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. So as jy nou hierdie teksversies kyk, dan kan jy sien wat ek bedoel, hoe ons mekaar met woorde kan soen. Soen mekaar met Christelike liefde, met Christelike woorde, met opbouende woorde, met liefdeswoorde van God self. Soen mekaar. Jy weet, die Bybel praat van hierdie kultuur in die Ou Testament waar hulle mekaar so gesoen het. Jakob het sy pa gesoen in Genesis 27, Laban soen vir Josef, Genesis 29, Esau soen vir Jakob, daai broers, Genesis 33, en Josef soen ook sy broers in Genesis 45. So hierdie heilige soen waarna verwys word, is 'n teken van liefde, respek, vriendskap, vertroue en om aan iemand anders te eerbied te wys. Kyk hoe Judas ook vir Jesus gesoen, al was hy op pad om hom te verraai. Daar's kom hulle wys na die Judas soen is wanneer jy dan vertroue breek of jy is agteraf of so aan. So dit is nie 'n romantiese, sensuele soen nie, maar is 'n soen afgesonderd vir die Christelike gemeenskap. Dit is wat hierdie heilige soen beteken. So dis nie nou om links en regs soene uit te deel by die kerk nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen met eerbied, met liefde, respek, vriendskap, vertroue ensovoorts ensovoorts. Die bevel om mekaar met 'n heilige soen te groet simboliseer dis jou liefde en eerbied vir iemand anderste. So ons is nie meer so soenerig soos in die Bybel nie, maar ons gee drukkies in ons WhatsApp en ons gee hierdie woorde, hierdie boodskappe op baie ander verskillende maniere vir mekaar. So Hooglied 5 vers 16 verwys ek, waar hy gesê het, sy woorde is soene, sy soene is woorde. So profetiese woord aan ander mense is soos 'n heilige soen. Dis 'n verwysing na hierdie heilige soen. En omdat die Gees van God inwonend in ons is, kan ons sy soene ook aan ander uitdeel. Die eerste reël van profetiese woord is stig, bemoedig en troos. So jy kan nie verkeerd gaan wanneer jy iemand stig, bemoedig en troos nie. Maar almal wil net vermaan en dissiplineer en sovoorts en jy weet, partykeer is dit nie eers reg nie, want dit is sommer net uit jou eie observasie wat jy nou iemand anders te wil vermaan of dissiplineer of so, maar jy kan nie verkeerd gaan wanneer jy iemand stig, bemoedig en troos nie. 1 Korintiërs 14 vers 3 sê, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting, van troos en van bemoediging. Die Bybel sê in Psalm 2 vers 12, soen die seun. In Johannes 1 sê hy, en die woord het lewendig geword deur die seun. So as ons woord bring, wanneer ons woord bring aan iemand anderste, is dit soos om die seun te soen of iemand anderste gesoen te laat word deur die seun. So heel eerstens hou die woord naby jou lippe en jou lippe naby die woord. Jy weet, wanneer ek soms die Bybel lees, is dit vir my so mooi dat ek sommer die Bybel vat en ek soen sommer die Bybel so met 'n so 'n dankbaarheid en so sê Here, hierdie is so mooi, ek soen hierdie woord, ek hou hierdie woord so naby Here, dit is asof ek wil hê daai woorde wat in daai Bybel staan, moet sommer so op my mond kom plak, jy weet, laat dit daar bly, ek wens ek kan daai letters so op my mond laat plak, laat iets anders nie uitkom nie, maar laat daai woorde oor my lippe kom. So laat die woord so naby soos 'n soen op jou lippe rus. Heiligheid beteken afgesonder en dit beteken waarheid. Maleagi 2 vers 7 sê die volgende, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here, van die leerskare. In die Engelse vertaling sê hy, it is the duty of the priest to teach the true knowledge of God. People should go to them to learn my will,
because they are messengers of God. So hierdie lippe moet suiwer wees. Dit moet lippe wees wat God gesoek het. Dit moet lippe wees wat naby aan die woord van God bly, sodat die woord van God op hulle lippe afgesmeer kan word. Romeine 81 vers 11 sê, maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. En sommer daar waar jy sit, sê Here, vul my met u woorde, vul my mond met u woorde, want ek wil net sê wat u sê. Soos Jesus gesê het, ek wil net doen wat my Vader doen, ek wil net sê wat my Vader sê. Net so, Vader, kom vul my mond met u woorde. Ek wil net sê wat u sê. God se woorde is aanneemlik. Psalm 19 vers 17 sê, mag wat ek sê en wat ek dink vir u aanneemlik wees. En julle, ons moet ons gedagtes gevange neem. Wanneer hierdie gedagtes oor ons kom, wat negatief is, wat net dood is, en wat net so, vir die gedagtes gevange, en sê nee, my gedagtes sal aanneemlik wees aan God. Wyse woorde oor ons lippe. Prediker 10 vers 12. Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam, maar die lippe van 'n dwaas verslind homself. Hy sê in 'n ander vertaling, hy sê die lippe van 'n dwaas vernietig hom. Spreuke 18 vers 4. Die woorde van 'n man se mond is soos diep waters. Dit is 'n stroom wat bruis. Dit is 'n fontein van wysheid. Spreuke 31 vers 26 praat hy oor die vrou en hy sê haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrig is op haar tong. Jou woorde moet wys wees. Hierdie soene wat jy bring na ander, hierdie profetiese woord, laat dit in wysheid gedoop wees, laat dit met wysheid gesoen word. Die woorde van God is regverdig, Spreuke 31 vers 9. Hy sê, maak oop jou mond en oordeel regverdig en bepleit die saak van die arme en die behoeftige. Nou wanneer jy stil bly, wanneer jy sien dat onreg gedoen word, is jy skuldig. Die Bybel sê, maak oop jou mond, oordeel regverdig en bepleit die saak. Die woorde van God spreek sukses oor jouself en oor ander. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitgaan nie, maar jy moet dit dag en nag bedink, sodat jy versigtig kan wees om volgens alles wat daarin geskryf te staan, te doen, want dan sal jou paaie voorspoedig gemaak word en jy sal sukses hê. So wanneer jy hierdie woorde vat wat jy van God af ontvang en jy pas dit toe in jou lewe, dan sal jou lewe 'n sukses wees. En dit sluit aan weer by daai woorde van Psalm 18 vers 20 vers 21 wat sê dood en lewe lê in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. So wanneer jy sukses in jou lewe wil hê, moet jy die soene, die woorde van God toepas in jou lewe. Nie die woorde van die sosiale media nie, nie die woorde van mense wat nie die beste van jou wil hê nie, God se woorde. Ek hoor in die week, vertel iemand van hulle kind wat elke dag as sy terugkom van die skool af, dan is sy so hartseer en sy is so, want sy is daai dag geboelie en mense het vir haar gesê, haar sproete is lelik en haar rooi hare is lelik en wat ook al hulle vir haar kan lelik sê, het hulle vir haar gesê. En haar pa sê vir haar, maar so wat as hulle dit sê? Wat sê jy oor jouself en wat sê God oor jouself? So maak nie saak wat iemand vandag van jou sê nie, en selfs wat die vyand oor jou sê, want die vyand kom speel lekker in jou gedagtes rond, en hy vertel vir jou allerhande klomp nonsens oor jouself, oor jou persoonlikheid, oor hoe jy hier was en daar was, en bring jou verlede op, en allerhande nonsens wat hy mee besig is. Maar wanneer jy voor daai spieël staan, dan sê jy, ek spreek lewe vandag, en lewe lê in die woorde van God. So ek kom en ek soen myself met die woorde van God. Wanneer iemand anders te voor jou staan, en hulle sê maar dit en dit en dit, dan staan jy op en jy sê vir hulle, maar wat sê jy en wat sê God oor jou? Kom ek, bring vir jou woord vandag. God sê die volgende van jou, en jy begin inspreek in hulle lewens. Hoor hierdie mooi teksvers, Spreuke 15 vers 23, wat sê, wat is beter as die regte woord op die regte tyd? Sjoe, dit is dan so lekker, wanneer jy 'n woord ontvang. As jy 'n maand terug gekry het, sou
ekskuus tog niks vir jou beteken het nie, maar vandag kry jy hom, want dit is die regte woord op die regte tyd, en dit maak net sin. Dit maak net sin, en dit is soos 'n soen op die regte tyd, op die regte plek in jou lewe. En ek dink net as ons nou in hierdie November maand ingaan, dat ons net sal sê, Here, soen my op die regte plek, op die regte tyd. Soen my met u woorde, sodat ek ook kan ontvang en net so weer aan ander mense kan gaan oordra. Ek wil sommer vir jou bid net vandag, en ek bid dat jy saam met my sal bid, dat jy, wanneer ek bid, dat jy jou oë sal toemaak, en dat jy hierdie woorde saam met my sal bid, en ek gaan 'n sinnetjie bid, en dan gaan ek jou die geleentheid gee om sommer net dieselfde sinnetjie so agter my aan te bid. Vader, ek bid vandag in die naam van Jesus, dat u my lippe sal aanraak, met 'n vuur en 'n kool van vuur. Ek bid dat u met my hart sal begin, en aan my 'n rein hart sal gee. Soen my met u woord, wanneer ek dit lees, en ek bid dat ek u woord so sal soek, dat dit so soene op my mond sal rus. Ek bid dat my lippe so naby soos 'n soen aan die woord sal bly. Vader, ek bid dat die woorde van my mond soos 'n fontein sal wees, wat vir myself en aan ander lewe sal gee. Ek bid dat ek my woorde sal weeg, en dat my woorde 'n aangename geur sal wees, dat die geur van u woorde, soos wat die woord sê, u verhemelte is 'n soetigheid, dat my woorde soet sal wees, en ander sal stig, bemoedig en troos. Vader, ek bid dat liefdevolle leiding op my tong sal rus. Ek bid dat my mond en tong altyd vir u aangenaam sal wees, dat die woorde van my mond aangenaam sal wees. Vader, ek bid vir 'n wag voor my mond, sodat al my profetiese woorde lewe sal wees en lewe sal bring. Ek bid dat u my woorde deur die reinigingsvuur sal laat gaan, en dat my woorde gewig sal dra in die gees. Papa Vader, kom soen my met u woord. Kom soen my met u woord, sodat ek ander met u woord ook kan gaan soen. In Jesus se naam. Amen.